Ons Vader, ons bid vandag vir elke pa, vir nuwe paas, oupas, stiefpaas, aanneempaas en enkelpaas, vir kaalkoppaas, baardpaas, maarpaas en sagte drukkiepaas, vir paas wat flou grappies vertel en paas wat dans op hop spinnekop, vir paas wat weet hoe om alles reg te maak en vir paas wat net maak asof hulle weet. Vader van die vaderloses, ons bid vir die vir wie hierdie dag meer hartseer as vreugde bring, vir die wat voel hulle het misluk, vir die wat nie goed genoeg voel nie, vir die wat rou oor kinders wat hulle nooit gehad het nie, vir die wat vandag hulle paas of hulle kinders selfs meer as gewoonlik mis. Vader God, in 'n wêreld waar sommige paas ver, afwesig of selfs afbreekend is, skuil ons in U altyd teenwoordige liefde. U is getrou, veral aan die wat verwees, verwerp of seer gemaak is. Vader van vertroosting, genees ons wonde. Herstel die waardigheid, die integriteit en die mooi roeping van vaderskap in ons huise en in ons land. En laastens, Here, vir die kinders wat vergeet het dat dit vandag Vadersdag is, vra ons dat U hulle in U oorvloedige genade en groot barmhartigheid sal seën, met die ontdekking van biltong of 'n paar sokkies en 'n half ordentlike kaartjie by 'n plaaslike winkel wat nog oop is vandag. Amen. Gelukkige Vadersdag, en ek sien daar's 'n paar paas wat nou na hulle kinders kyk en sê onthou, dis vandag Vadersdag. Eugene Peterson, 'n baie bekende spreker, prediker en ook skrywer, is 'n paar jaar gelede oorlede. En op sy begrafnis, toe staan een van sy seuns op en sy seun, daai stadium al in sy 50's, staan hy op en hy skok amper almal wat op die begrafnis van sy pa is. Hy sê, my pa het baie boeke geskryf. Hy het baie preke gepreek deur die loop van sy bediening, maar hy het julle almal om die bos gelei. Hy het eintlik net een preek. En toe sê hy die volgende, hy sê hy onthou, toe hy en van die ander kinders groot geword het, het hulle pa meeste van die aande in die kamer gekom, en voor hulle gaan slaap het die volgende gesê, God loves you, God is on your side, God is coming after you, God is relentless. Die vaderhart van God, wat hulle leer ken het deur 'n vader. Vandag met Vadersdag wil ons stilstaan by een van die bekendste gelykenisse wat Jesus vertel het. Lukas 15, dan vind ons hierdie verhaal van 'n pa met 2 seuns. 'n Baie bekende gedeelte. En jy sal onthou, die een seun wat sy pa lewend dood verklaar. Want dis wat jy doen wanneer jy sê, ek soek my erfporsie terwyl jou pa nog lewe. En jy ken die storie. Die seun wat uiteindelik al hierdie geld gaan uitmors en op 'n plek kom waar hy moet teruggaan na sy pa se huis toe. En wat my opval in hierdie storie is die motief van die seun se terugkoms. Sy eintlike motief is nie om verhouding te herstel nie. Sy motief is bloot net, ek moet oorleef. Ek het nie kos nie, ek het nie 'n huis nie. En Jesus vertel hierdie gelykenis om vir ons iets van die vaderhart van God te wys. Nou kan jy dink, as jy en ek lewe met die vaderhart van God, die impak wat dit gaan hê op jou huwelik, as jy 'n pa is vandag, die impak wat dit gaan hê op jou gesin, as jy 'n man is, 'n vrou is, die impak wat dit gaan hê op ons gemeenskap, as jy en ek lewe
met die vaderhart van God. Hoe lyk die vaderhart van God? En wat kan jy en ek leer oor die vaderhart, deur net vir 'n oomblik stil te staan by hierdie baie bekende gedeelte in Lukas 15. Een van die eerste goed wat ons leer is, ons sien 'n pa wat die eerste tree neem. 'n Pa wat nie passief terugstaan nie, maar die eerste tree neem. 'n Pa wat nie net sy besittings opoffer vir sy seun nie, maar 'n pa wat bereid is om sy eer, sy waardigheid op te offer, sodat hierdie verhouding herstel kan word. Wanneer hierdie seun terugkom, dan lees ons in Lukas 15 vers 20, die pa se reaksie, en ek wil jou nooi om te kyk na die werkwoorde in hierdie gedeelte. Hy sê, toe hy nog ver aankom, hierdie seun, het sy pa hom al gesien, en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom, en hy soen hom. Die eerste woorde is, wanneer hulle hierdie storie gehoor het, wat Jesus vertel het, sou hulle amper geskok gewees het, want hierdie was ongehoord in die eerste eeu. Hierdie praat amper van skandalige genade. Want iemand van hierdie ouderdom, en iemand van hierdie posisie, van hierdie pa, sou nie gehardloop het nie. Maar hierdie pa, en baie Bybelskrywers sal ook vir ons sê, of kommentaar sal vir ons sê, dat wanneer hierdie seun sou terugkeer, sou die hele dorp geweet het van hierdie skande. Daar sou groot skande en vernedering geplaas geword het op hierdie seun. Maar hierdie pa is bereid om hierdie skandalige ding te doen. Sy kleed op te tel en te hardloop na sy seun toe. Terwille van verhouding. Dis asof hy hierdie skande op homself neem. 'n Pa wat die eerste tree neem. En vanoggend word ons geïnspireer ook deur hierdie gedeelte om te sê, maar waar moet ons die eerste tree neem? Waar het jy nodig om dalk die eerste tree te neem? 'n Pa wat nie stil staan en passief is nie, net so terloops manne. Die eerste sonde deur 'n man, Adam, was juis sy passiwiteit. En ons as mans word ook geïnspireer hierdeur om te sê, ons kan nie passief lewe in ons gemeenskap, in ons gesinne nie. Hierdie is 'n pa wat hardloop, wat aksie het. Hierdie is nie 'n pa wat staan met arms wat toegevou is nie, maar 'n pa wie se arms oop is om te omhels. 'n Pa wie se mond nie reg is om beskuldigings te gooi na sy seun nie, maar 'n pa wat sy seun in sy arms neem en sy seun soen. Hoe kan 'n pa dit doen? Hoe kan hy die eerste tree neem? En ek dink die geheim lê opgesluit in hierdie woorde, dat hy sê hy het hierdie seun innig jammer gekry. 'n Interessante Griekse woord, wat keer op keer gebruik word as Jesus se hart verduidelik word. Dis 'n woord wat beteken jou ingewande draai. Mag ons paas en maas en mans wees, wat nie net ons hart vir Jesus gee nie, maar toelaat dat sy hart in ons klop. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil 'n pa wees wat lewe met Jesus se hart, wat in my lewe klop. Maar hier is die uitnodiging vanoggend. Ons gaan luister nou na 'n lied, wat juis praat oor hierdie pa, wat gehardloop het na sy seun. Waar het jy nodig om die eerste tree te neem? Waar het jy vanoggend nodig om dankie te sê vir iemand wat die eerste tree in jou lewe geneem het? God is ook die een wat eerste tree neem vir jou en vir my. Kom ons luister hierna en laat toe dat die Here ook met ons praat deur hierdie lied. What kind of father would run to me? After all that I've done, you're still here with me.
just to be with me, and just to set me free. With love's arms around me, I'm finally home. There's no better feeling than being known. Always good and always kind. This is what my Father's like. You run with the bandit again and again, with grace like an ocean, it never ends. Always good and always kind. This is what my Father's like. After all that I'd done, didn't know what I'd find, but you ran out to me, and to my surprise, put her over my back, a ring on my head, a crown on my head, and you welcome me in. After all that I'd done, didn't know what I'd find, but you ran out to me, and to my surprise, put her over my back, a ring on my head, a crown on my head, and you welcome me in. With love's arms around me, I'm finally home. There's no better feeling than being known. Always good and always kind. This is what my Father's like. You run with the bandit again and again, with grace like an ocean, it never ends. Always good and always kind. This is what my Father's like. Always good and always kind. This is what my Father's like. Always good and always kind. This is what my Father's like. In Lukas hoofstuk 15 leer ons ook van 'n pa wat identiteit herstel. So julle kan saam met my lees Lukas 15 vers 22 tot 24. Maar sy pa roep sy werksmense: "Maak gou. Bring klere, die beste. Trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry." Toe het hulle begin fees vier. Daar is soveel simboliek net in hierdie klein stukkie in die Bybel. So kom ons moderniseer die storie so klein bietjie sodat ons dit vandag 'n bietjie beter kan verstaan. So verbeel jou 'n jong mens loop weg van die huis af om vir homself 'n naam te gaan maak. En op die ou ende maak hy eintlik so baie foute. En daardie foute raak op die ou end sy identiteit. En wanneer hy terugkeer huis toe, gaan hy nie terug as die seun wie hy voorheen was nie. Hy gaan terug met al hierdie etikette wat hy op homself geplaas het. En dalk klink dit vir jou vanoggend bekend. Ek is 'n mislukking. Ek het opgemors. Ek is 'n teleurstelling. En die seun dink seker,
Wanneer ek nou by my pa kom, gaan hy presies my al hierdie dinge sê wie ek is. Maar ons weet nou, dit is nie wat gebeur het nie. Die pa het na hom toe gehardloop en hom omhels. En Jesus vertel vir ons hierdie storie om vir ons iets van God se hart te wys. Om vir ons te wys dat God is nie net die pa wat jou verlede vergewe nie, maar hy is ook die een wat jou identiteit herstel. So kom ons kyk, wat is al die dinge wat die pa in hierdie storie vir sy seun gegee het en wat beteken dit vir ons vandag? Eerste, sê hy vir die mense, trek vir hierdie seun klere aan, die beste. Dit gaan nie oor mode nie. Wat die pa hier doen is, hy bevestig net weer sy seun se status. Hy sê vir hom, jy is nie meer die seun wat weggeloop het nie. Jy behoort hier. Vandag is dit amper soos om jou sportspan se trui te ontvang. Dit praat van, jy behoort hier, jy is deel van ons. En so wil God die Vader ook vir ons sê, jy is nie jou foute van jou verlede nie. Jy behoort aan my. En dan sien ons, die pa gee vir die seun 'n ring. Hy sit 'n ring aan sy vinger. Nou hierdie ring het heel moontlik 'n familieseël gehad, wat beteken, hy het eintlik vir sy seun die reg en die autoriteit gegee om op te tree in die naam van die familie. 'n Baie groot eer, maar ook 'n baie groot verantwoordelikheid. Vandag sal dit seker wees soos 'n pa wat sy Hilux bakkie se sleutels gee vir sy kind. Of dalk nog erger, sy kredietkaart. Op hierdie manier sê hy vir sy seun of vir sy kind, jy het toegang. Hierdie is joune. En dan sien ons, die pa sê, maar sit skoene aan sy voete. Nou ons hou van kaalvoetloop, maar in daardie tyd was dit slawe wat kaalvoet geloop het. Seuns van die huis het skoene gedra. In vandag se tyd sal dit seker lyk soos 'n gevangene wie se uniform vervang word met gewone klere. Op hierdie manier sê die pa vir hom, jy kom nie terug as 'n slaaf nie. Ons sal jou nie definieer by die foute wat jy gemaak het nie. Jy is deel van hierdie familie. Nou miskien is een van die grootste geskenke wat 'n pa vir sy kind kan gee, nie 'n luukse lewe nie, maar 'n veilige identiteit. Waar 'n kind weet, my pa sien my pa glo in my pa is lief vir my. Nou, ons weet, elke aardse pa is nie perfek nie. En daarom gee Jesus vir ons hierdie prentjie om vir ons 'n groter prentjie te kan sien, dat ons kan weet, daar's 'n hemelse Vader, wat lief is vir ons, nie gebaseer op al die dinge wat ons al reg gedoen het nie. Hy sê nie vir jou, jy moet eers jouself gaan regmaak, voordat jy na hom toe kom nie. Inteendeel, hy sê, kom na my toe, ek sal jou herstel. So, dalk is dit tyd vir jou om die Vader se klere te ontvang. Dalk loop jy met baie skaamte rond, maar God wil vir jou sê, jy behoort aan my. Dalk is dit tyd vir jou om die Vader se ring te ontvang. Dalk is jy al vir te lank 'n slaaf aan jy weet wat. Maar die Vader sê vir jou, jy is my kind, kom na my toe. Dalk is dit tyd vir jou om die Vader se skoene te ontvang. Waar jy al te lank vasgevang is in jou verlede. Met dit wil die Vader vir jou sê, as jy na my toe kom, sal ek jou vry maak. God is die good Father, van wie ons nou gaan sing. En ek wil julle nou uitnooi, julle kan nou opstaan, en julle harte gereed maak vir hierdie baie kragtige lied, wie vir ons kom bevestig, wie ons Vader is, en wie ons is in hom. En soos wat jy saam sing met hierdie, wil ek vir jou uitnooi om die volgende uitnodiging te aanvaar. Hy is die good Father, ja, die een wat jou identiteit in hom wil herstel.
sodat jy die persoon sal wees wie hy jou gemaak het om te wees in die eerste plek. Julle kan maar opstaan, dan loof ons die Here saam met hierdie lied. I've heard 1,000 stories of war. They think you're like, you've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell that you're pleased and that I'm never alone. Just your good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for answers, far and wide. I know we're all searching for answers. Only you provide me to tell just what we need, and that I'm never alone. Good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. A love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call. Deeper still as you call. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good Father. It's who I am, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Julle kan maar eers sit, dankie. In
hierdie storie van Lukas 15 sien ons nog 'n karakter wat tevoorskyn kom. Dis naamlik van die oudste seun van hierdie pa. 'n Seun wat uit op die veld besig was om te werk en hy kom terug en hy hoor 'n groot makietie wat in gang is. Hy vra die werkers, wat gaan aan? Hulle sê vir hom, jou broer is terug. Jou pa het 'n vetgemaakte kalf geslag en hier is 'n groot feesviering aan die gang omdat hy terug is. Dan is ons die broer se reaksie op hierdie gedeelte wat hy reageer het op. Kom ons lees saam ook vanaf vers 28. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie en vir my pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. As ek dink aan hierdie seun se reaksie, hierdie oudste seun, laat my dink baie keer aan kinders, ek weet nie of ouers al so beleef het nie, waar jy iets koop vir een van jou kinders, en die ander een vra maar, waar's myne? Of as hulle koeldrank ingooi, en daai twee glasies so perfek moet gelyk wees, want waag dit, dat die een druppel meer koeldrank kry as die ander ene. Daardie gevoel van regverdigheid, en saam met dit ook jaloesie, die gevoel van ek wil net soveel hê soos jy. Hierdie pa, vir hierdie seun spesifiek, reageer so. Hy voel dit is onregverdig dat daar soveel moeite gedoen word, soveel onvoorwaardelike seëninge uitgestort tot op hierdie broer van hom wat so van die pad af gegaan het. Maar vandag moet ons besef, dis iets van 'n les rondom naby, maar ver. Terwyl hierdie oudste seun naby was aan die huis, was hy eintlik ver gewees van sy hart, van sy pa. Hy het iets gemis van die feit dat sy pa se hart onvoorwaardelike liefde het, 'n gelyke liefde het in 'n sekere sin, maar ook 'n unieke liefde het vir elkeen van sy seuns. Dit gaan nie oor voortrek nie, maar dit gaan oor genade, onvoorwaardelik. En die waarheid is selfs, terwyl hierdie oudste seun homself beregverdig deur alles wat hy goed gedoen het. As ons dink aan ons eie lewens, miskien voel ek en jy dalk, weet jy, ons het nou nie so baie sleg goed gedoen soos hierdie jongste seun nie. Ons het nie so die pa se geld gemors nie, maar die waarheid is elkeen van ons het eintlik kort geval in die heerlikheid van God. Nie een van ons verdien God se genade en goedheid nie. Maar dat ek nie vandag besef dat elkeen van ons moet besef die genade wat ek nie nodig het. En daar's mense om jou wat dalk jy voel meer genade nodig het. Maar as God na ons kyk as sy Vader, dan sê hy, as 'n Vader kom sê vir jou en vir my, ek het elkeen van julle, elke persoon uniek lief. Die pa se reaksie op hierdie seun se uitspraak waar hy ook sy frustrasie of sy hart gedeel het, is die volgende woorde in vers 31 lees ons. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook joune. 'n Pa wat elkeen van hierdie seuns liefhet. Maak nie saak wat gebeur het nie. Vanuit hulle identiteit, vanuit hulle waarde as mens. Vandag wil ek jou nooi ook, terwyl jy sit en jy dink in jou eie lewe, in jou eie pad, miskien voel jy daar is 'n gaping tussen jou en God die Vader. Iets wat gebeur het, iets wat maak dat jy voel, ek het nodig om iets uit die pad uit te ruim, weg te ruim, sodat ek werklik kan naby God wees. Ons gaan luister na 'n lied wat nou gaan speel, Run to the Father. In die begin van hierdie lied se woorde, sê die volgende wat ek net graag vir jou wil ook lees. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone.
I hear your invitation to let it go. I see it now, I'm laying it down, and I know that I need you. Run to the Father. Daar is dalk 'n las wat ek en jy dra wat Jesus Christus klaar voor gesterf het aan die kruis. Het jy vandag daardie las, daardie iets wat tussen jou en God staan kan kom gee? Jy sal sien op hierdie tafels hiervoor en ook daar agter is daar papiertjies en penne. En ons wil nooi met hierdie volgende lied wat gaan speel. Jy sê meer as welkom uit te beweeg en iets neer te skryf wat jy vir Here wil kom gee. Wat dit ook al mag wees. Dalk is dit iets van 'n vergifnis wat jy moet kom bied. Dalk teen jou eie pa. Miskien onreg wat jy beleef het op 'n of ander manier. Dis Here, ek kom vergewe, ek kom spreek vry. Dalk wil jy net iets kom neerskryf van dankbaarheid. Om vandag vir God te sê dankie vir die liefde vir my. En ek kom by myself opnuut toe aan nie. 'n woord of twee of dalk net een sin. Ons wil nooi in hierdie geleentheid en as jy klaar neergeskryf het, kan jy papiertjie toevou. As 'n teken van daardie iets wat jy kom gee vir die Here, kan jy dit sommer in hierdie kruike gooi, waar voor en agter, te sê Here, ek kom gee dit vir U. Hierdie kan jy ook net sit en luister, as jy wil luister na die woorde, om te sê vandag, Here, ek hardloop na U toe. Ek kom by my lewe toe aan U. Hier is ek vir U. Kom ons luister saam. I've carried a burden for too long on my own. And I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I see it now, I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, the reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh. You saw my condition, had a plan from the start. Your Son for redemption, the price for my heart. And I don't have a contest for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, again and again and again and again. Oh, oh, oh. My heart has been in your sights long before my first breath, running into your arms is running to life.
this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in, and I know I need you now. I run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, the reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, the reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend, so I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, again and again and again and again. Oh, oh. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend, so I run to the Father again and again and again and again. Vandag is die Vader se arms oop vir ons, vir elkeen hier, waar ook al jy is. En vandag wil ons ook spesifiek kom bid vir ons paas, vir die manne. Dalk is jy nog nie 'n pa nie, maar ons wil niemand uitsluit nie. So ek wil vra al die paas wat hier is en manne, jong manne ook, julle kan saam staan en ons wil graag vir julle bid vanoggend en julle kom seën. Ja, almal gelyk nie, hoor. Dan wil ek vra die dames wat hier is, julle koele hande uitstrek en na hulle toe en ek dink pa speel so 'n belangrike rol, manne in ons samelewing. En die aanvalle is groot. Die vyand weet as mans paas kan aanval, gesinne, gemeenskappe kan raak en daarom wil ons vir elkeen van hulle kom bid ook vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons eers na U toe kan kyk. Vandag is die perfekte volmaakte Hemelse Vader. U liefde, Here, wat soos 'n waterval vloei na ons toe. Dankie dat ons U voorbeeld kan volg en kan leer ook, Here, wat beteken dit om 'n goeie pa te kan wees. Maar vandag wil ons kom bid vir elkeen van hierdie paas, van hierdie manne. Here, U ken hulle uitdagings, U ken hulle hoop, hulle drome. En ons kom bid vandag, U seën van die Here af op elkeen van hulle. U beskerming op hulle liggaam, siel en gees, U voorsiening in elke behoefte. En bovenal, Here, die wysheid om te kan weet hoe hulle self kan dra. Hulle rol kan vervul in hulle gesinne, in hulle huwelike, in die samelewing. Dankie vandag dat U elkeen kom oprig en hulle sal beleef ook soos ons vandag gehoor het 'n nuwe identiteit wat ons geliefde seuns genoem kan word van ons Hemelse Vader. Dankie dat U elkeen kom seën en kom lei ook in die pad vorentoe en hulle sal beleef, Here, hoe hulle 'n positiewe goddelike ripple effek kan bring in hulle samelewing, in hulle leefwêreld. Ons bid dit in die naam van Jesus. Almal sê Amen, amen. Baie dankie. Julle kan sitplekke neem.